jou baie welkom by vandag se aanlyn erediens hier by Lux Mundi. Dis 'n groot voorreg om op jou skerm te kan wees. En dankie dat jy saam kyk vandag. My gebed is regtig dat jy vandag 'n besondere ontmoeting met ons Hemelse Vader sal hê. Maak nie saak van waar of jy in die wêreld kyk of watter tyd van die week dit is nie. Ons weet dat die Here is daar by jou teenwoordig, net soos wat hy nou ook hier by my teenwoordig is. En vandag is 'n baie spesiale dag, aangesien dit Palmsondag is. Dit is die Sondag net voor Paasfees en dit is 'n besondere geleentheid waar ons in 'n groot mate fees vier oor Jesus Christus se intog by Jerusalem. Nou, hierdie besondere geleentheid is ook 'n tyd waar ons begin dink aan Goeie Vrydag wat op pad is. Ons begin dink aan Paasnaweek wat kom en die gebeure wat meer as 2000 jaar gelede daar afgespeel het, maar wat van ons vandag nog net so relevant is. En my gebed is dat jy hierdie week, hierdie Palmsondag, regdeur Goeie Vrydag en Opstandingssondag werklik 'n besondere ervaring sal hê waar jy hierdie jaar opnuut ervaar dat hierdie kruisgebeure was juis ook vir jou. Alhoewel ons dit elke jaar vier en alhoewel dit dalk nie die eerste keer is wat jy die storie hoor nie, maak dit nie minder relevant vir jou in jou lewe vandag nie. En daarom wil ek jou uitnooi om jou oop te maak vandag, om net hierdie woord ook te ontvang, en ook gereed te wees om net hierdie woord jou eie te maak, en ook hierdie Paasnaweek so te ervaar en te beleef, dat dit nie net nog 'n paar vakansiedae is wat ons nie hoef te werk nie, maar dat dit werklik vir jou 'n besondere ontmoeting met ons Hemelse Vader sal wees. Voordat ons wegspring met ons teks wat ons vandag gaan lees en om te hoor wat die Here deur die woord ook vir ons wil sê, kom ons bid eers 'n oomblik saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie vir die voorreg om U te kan ken, vir die voorreg om ook nou vir 'n paar oomblikke stil te word in U teenwoordigheid. En ons gebed is, Here, dat hierdie ruimte waarin ons nou sit, maak nie saak waar dit is nie, dat dit vir 'n kort oomblik ons heilige ruimte sal word waar ons U sal kom ontmoet. En ons gebed is, Here, dat U die woord vir ons ook dan nou sal oopbreek, dat ons op hierdie Palmsondag ietsie sal ervaar van dit wat gebeur het in daardie tyd, iets wat gebeur het meer as 2000 jaar gelede, maar wat nog net so deel is van my lewensstorie, soos die mense van daardie tyd. En Here, gee dat ek reeds nou al my hart sal voorberei om hierdie Paasnaweek ook die besondere ervaring van Paasgebeure, die terugdink aan die kruis en die pad wat U daarheen gestap het, as ook die Opstandingssondag en dit wat ons daar vier, dat ek nou al reeds my hart sal oopmaak om dit ook van U af te ontvang. Ons bid dit in die heilige naam alleen. Amen. Nou vriende, Paasnaweek wat op pad is, gaan altyd vooraf met Palmsondag en dis dalk 'n snaakse naam, en as jy dink dit het iets met 'n palmboom te doen, dan sal jy ook heeltemal reg wees. In daardie tyd was dit die gebruik gewees dat wanneer 'n koning aangekom het en hulle die persoon erken as 'n koning, dan sou hulle van hulle klere op die pad voor hom uitgegooi het en ook palmtakke afgesny het en voor hom gepak het op die pad, om ietsie daarvan uit te beeld van die respek vir die koning wat besig is om die stad binne te kom. En Jesus het 'n pad gestap in sy 3 jaar tyd op aarde wat hy in die openbaar spandeer het. Hy is op hierdie stadium rondom 33 jaar oud en hy het 12 mense gekies om die pad saam met hom te stap, en daar was nog 'n klomp ander wat die pad saam met hom geloop het in die tyd wat hy op aarde was, en meeste van sy werke en sy preke en sy wonderwerke geaanskou het en gesien het. En Jesus is daar by Jerigo, hy ontmoet vir Saggeus. Ons ken die storie hoe Saggeus ook daar in die boom was, en hoe Jesus dan op die einde van die dag tyd saam met hom spandeer, tot groot frustrasie van die skrifgeleerdes en die fariseërs, wat uit die aard van die saak nie wou gehad het, 'n Joodse man veral nie, 'n Joodse koning, is veronderstel om saam met 'n tollenaar tyd te spandeer nie. Maar van daar af reis Jesus dan rigting Jerusalem, om dan ook tydens die Paasfees, soos baie mense na Jerusalem toe gereis het vir die Paasfees, om ook daar te wees. Maar Jesus het geweet wat voor lê. Jesus het geweet dat hierdie is die laaste Paasfees wat hy op hierdie manier sal kom vier, want hierdie sal ook sy kruisiging inhou. En Jesus beweeg dan naby aan 2 dorpies waar hierdie verhaal wat ons dan ook nou gaan lees, gaan afspeel. Ons lees hierdie verhaal in Lukas 19, vers 28 tot by vers 44. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem toe.
Toe hy naby Betfage in Betanië kom teen die Olyfberg, stuur hy van sy disippels vooruit met die opdrag: gaan na die dorpie daar reg voor julle. Net soos julle inkom sal daar 'n jong donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle antwoord: die Here het hom nodig. Die twee wat gestuur is, gaan toe en kry alles net soos hy vir hulle gesê het. Terwyl hulle die donkie losmaak, vra sy eienaars vir hulle: waarom maak julle die donkie los? Hulle antwoord: die Here het hom nodig. Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. Terwyl hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi. Toe hy naby die stad kom, teen die afdraand van die Olyfberg, het die hele skare juigend volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing: loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom. Vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. 'n Paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus: meneer, maak stil u volgelinge. Maar hy antwoord: ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Toe hy nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil en gesê: as jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Daar sal dae oor jou kom dat jou vyande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleer. Hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie. Soos ons hierdie teks lees, word dit vir ons al hoe meer duidelik dat Jesus self die hoofrol in die verhaal speel en dat hierdie hele verhaal oor Jesus Christus self gaan, maar ons kom ook agter dat Jesus self besig is om hierdie verhaal te bestuur. Jesus doen presies die regte goed op presies die regte tye, wat die regte gevolg sal hê, dat hy op die einde van die dag by die punt kan kom waar hy gekruisig word. Die mense wat hier teenwoordig is, het nog nie die volle verhaal soos wat ons het nie. Die mense, die skare wat daar is, wat Jesus sien, Jerusalem ingaan op die donkie, hulle weet nog nie wat die uiteinde van daardie week is nie. Ons is in die bevoorregte posisie dat ons ken die volle storie, ons ken die volle verhaal, ons weet wat gebeur volgende. Maar die mense wat daar is, weet nog nie wat gebeur volgende nie. Hulle is net daar op die oomblik. En dan beleef hulle iets van Jesus se koningskap op 'n eienaardige manier, in die dat hulle dalk verwag het dat hy op 'n groot wit perd aangery sal kom, om te kom toon dat hy mag en gesag het, en dat hy die koning is, en dat hy gaan heers. En dan kom doen Jesus die teenoorgestelde, en hy ry op die vel van 'n pakdier. Jesus ry op 'n donkie, en dit wys iets van Jesus se nederigheid, dat hy nie kom om met oorloë en strydwaans en geweld en gesag te kom afdwing en op daai manier te kom heers nie, maar dat hy kom om met vrede en liefde en genade te kom heers. En die mense, die skare juig, want hy het wonderwerke gedoen, hulle het dit gesien en hulle juig daaroor. En as dit hartseer om te dink dat dit daai selfde skare sou wees wat 'n paar dae later voor Pilatus sou gestaan het en saam as een skare geskree het: kruisig hom, kruisig hom. Hoe beweeg een skare van hy is 'n koning, kom ek lê my klere voor hom neer soos hy die dorp binne ry, na kruisig hom aan die ander kant, net 'n paar dae later. Jesus laat elke dingetjie so uitspeel en so gebeur, dat net soos wat die profete in die Ou Testament dit voorspel het, dit sal gebeur, dat hy gekruisig word vir my en vir jou. Jesus kon sekerlik dit heeltemal ander laat uitspeel het. Jesus kon die situasie anders bestuur het, dit anders aangepak het, dat hy op die einde van die dag nie in die moeilikheid gekom het nie, maar hy het geweet dat dit is die prys wat betaal moet word om vir my en vir jou vry te koop, en hy was bereid om te volhard daarin. Dit was sy uiteindelike doel op aarde, is om vir ons te kom sterf vir ons sondes, en hy weet, hy het nodig om hierdie proses ook so deur te gaan. En soos wat Jesus besig is om hierdie pad te stap,
kan ons sien dat hy elke oomblik besig is om in beheer te wees ook van hierdie verhaal. En op die einde van die dag sien ons dat hy hierdie stand van vrede handhaaf, wanneer hy gevangene geneem word, verweer hy nie. Petrus wil nog verweer en haal sy swaard uit en dan keer Jesus om en sê, nee, ons gaan dit nie met geweld doen nie, ons gaan dit met liefde en met vrede doen. En op daardie manier het Jesus sy pad begin stap na die kruis toe. En met Palmsondag, waar daar groot fees gevier word oor Jesus se terugkoms en inkoms in Jerusalem in, sien ons dan daar dat hierdie skare mense hom erken as koning, maar dat hulle 'n paar dae later hom nie meer sal erken as koning nie. En dan sien Jesus die stad voor hom en hy huil oor die stad. Hy huil oor die feit dat hulle hom nie sien vir wie hy is nie. En dan erken hy ook dat die stad op die einde van die dag afgebreek sal word. Maar weet ons dat Jesus Christus die koninkryk in 3 dae weer opgebou het, toe hy opgestaan het uit die dood en gelewe het. En Jesus beheer elke oomblik van hierdie verhaal in die sin dat hy begin met hierdie nederige inkoms op die donkie. Hy begin met Paasfees, 'n tyd wat die meeste mense daar sou gewees het, soos wat almal Jerusalem toe gereis het om by die tempel te wees tydens Paasfees, is Jesus ook in daardie tyd daar, en weet hy dat die meeste mense sal daar wees om sy kruisiging, as ook sy opstanding te aanskou. Dis die perfekte tyd vir die kruisiging om plaas te gevind het, want daar was die meeste mense om dit te sien. Jesus doen dit juis in daardie tydstip van die geskiedenis, want in daardie tyd het 'n groot aantal van die wêreldse mense Grieks kon praat en verstaan. En daarom sou hierdie boodskap van dit wat daar gebeur het, wat ons in vandag se tyd nog die evangelie noem, sou baie vinniger kon versprei tussen die mense van daardie tyd, omdat hulle maklik met mekaar sou kon kommunikeer en mekaar maklik sou kon verstaan. En op hierdie manier is Jesus besig om die regte ding op presies die regte tyd in die geskiedenis te doen, op presies die regte manier, sodat ek en jy vrygekoop kan word van ons sonde. En ja, dit is miskien lank gelede, maar dit maak dit nie minder waar vir ons vandag nie. As hierdie Paasnaweek die regte tyd was vir die kruisiging om plaasgevind te word, het sou Jesus dit hierdie naweek kom doen dit vir ons. Maar tot ons voordeel en gelukkig het dit lank gelede reeds plaasgevind. En alhoewel dit vir ons swaar is en hartseer is om te dink dat ons koning, vir wie ons so lief is, en ons Here Jesus wat ons dien, en ons hele lewe aanwy, op hierdie wrede manier gesterf het aan hierdie kruis, weet ons ook dat hy dit gedoen het, sodat ons kan vry wees, sodat ons kan lewe, sodat ons voluit kan lewe. En dan het ons gelukkig die vooruitsig, dat opstanding Sondag kom, dat dit nie geëindig het by die kruisdood nie, maar dat Jesus die dood oorwin het, en dat hy lewe, vandag nog. En dan weet ons ook dat dit nie daar geëindig het nie, dat Jesus ook verder gegaan het, om ook dat die Heilige Gees vir ons te gegee het, om ook in ons harte te kom bly. Nadat Jesus opgestaan het, verskeie meer as 500 mense, om vir hulle te wys dat hy waarlik lewe. Daar is nie enige twyfel daar dat hy werklik opgestaan het nie. In die Bybelse tyd sou 3 mense genoegsaam gewees het vir getuies. 2 mense is nog 'n bietjie min, 3 mense is getuies. Jesus verskyn aan meer as 500 mense. En hy doen moeite met mense. Ons dink aan die Emmausgangers, hoe hy saam met 2 mense die pad stap, sodat hulle kan glo. Ons dink aan Thomas, wat getwyfel het, hoe Jesus moeite doen om juis na hom toe te gaan. En moeite te doen met Thomas, en te sê, kom voel, kom vat, kom maak seker, dis ek wat waarlik opgestaan het. En daarom is daar geen twyfel, dat Jesus waarlik lewe nie. En kan ons hierdie Paasfees ingaan, en onsself inleef in hierdie verhaal, in die Pasgamaal, donderdag aand, daar die laaste maaltyd wat Jesus saam met sy disippels geniet het. Vrydagoggend, terwyl ons dink aan die kruisiging wat gaan plaasvind. Stil Saterdag, daar die absolute wonder en twyfel, wat gebeur volgende? Ons Here het aan die kruis gesterf, waar is hy nou? En dan die vreugdesviering van opstanding Sondag, dat Jesus Christus lewe. Ons kan hierdie hele week met daai gedagte ingaan, dat Jesus doen dit ook saam met ons. Dit is volbring, dit is klaar, dit is afgehandel, en ons kan gaan deel daarin. En mag hierdie Paasnaweek vir jou 'n besondere naweek wees. Mag jy hierdie dae en hierdie tye ook gebruik om weer die verhaal in die evangelies te gaan lees,
te gaan saam ervaar, te gaan saam stap saam met Jesus, te gaan saam dink oor wat Jesus alles opgeoffer het, te gaan saam dink aan die Paasfees wat gevier is, juis om die verlossing van die volk Israel uit Egipte uit te herdenk. En dan kom Jesus en op daardie naweek van verlossing kom hy en hy vat dit nog 'n stap verder en hy verlos ons ook van ons sondes. Die perfekte tyd. Jesus maak die perfekte verlossing genoeg vir elke een van ons. En mag jy dit hierdie Paasnaweek ook weer ervaar en besef. En ek nooi jou uit, woon die geleenthede by, daar waar jy is, as jy op reis is of jy by die huis is, woon die geleenthede by wat aangebied word tot eer van die Here se naam ook hierdie Paastyd, sodat jy saam met ander gelowiges dit ook in hierdie tyd kan ervaar. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie dat ons vandag opnuut kan hoor, dat U hierdie hele verhaal van die kruisiging, dat U dit so deeglik en mooi bestuur het, dat U so seker gemaak het, dat elke ding gebeur op die regte tyd, op die regte plek, op die regte oomblik, dat die kruisiging kon plaasvind. En hoe moeilik moes dit nie vir U op daai stadium gewees het, om elke een van hierdie dinge te gedoen het, met die wete waartoe dit lei nie, met die wete dat elke besluit wat U van nou af neem, gaan daartoe lei dat U op 'n wrede manier doodgemaak word, maar U liefde vir ons het U gedryf om juist dit te gaan doen, en die liefde vir ons het volhard, U liefde vir ons het dit volbring. En Here, U het opgestaan uit die dood, die liefde vir ons was sterker as die dood. En lewe U vandag, en kan ons met groot vrymoedigheid voluit lewe saam met U. Ons dien nie 'n Here wat dood is nie, ons dien 'n Here wat lewe vir ewig. En ons erf ook daardie ewige lewe, juis weens dit wat op Paasnaweek gebeur het, en help ons dan, Here, om dit ook hierdie Paasnaweek opnuut ons eie te maak, en deel te maak vir ons eie lewensstorie, dat ons dit in ons eie lewensstorie sal inskryf, dat dit deel sal wees van ons fondasie, dat ons verloste kinders is van Jesus Christus, ons Koning en ons Here. Ons bid hierdie dinge, Vader, net in die heilige naam. Amen. Vriende, ek wil graag saam met julle ook 'n paar aankondigings deurgaan van ons gemeente, en ek nooi julle uit om ook in te skakel by elkeen van hierdie geleenthede waar die Here jou ook lei. As dit jou eerste keer is wat jy vandag 'n aanlyn erediens by Luxmundi bywoon, wil ons vir jou baie welkom sê. En ons wil jou ook uitnooi om hierdie boodskap aan te stuur vir enigiemand anders wat jy dink nodig het om ook hierdie boodskap vandag te hoor. Ons het ook dan geleentheid om die Here met ons offergawes te dien, en kom ons dien ook soos wat die Here dit op ons hart lê, en ons doen dit juis omdat ons weet dat elke sent daarvoor gaan vir die uitbou en die uitbrei en die onderhouding van die koninkryk van Jesus Christus. Daar is 'n klomp dienste wat voor lê. Julle sien hulle almal ook daar op die skerm. Palm Sondag, eerskomende Sondag, en dan uit die aard van die saak die Pasgamaal, die 17de April, dis 6:30 op donderdag aand. Ons doen dit daai aand, dieselfde aand as wat Jesus saam met sy disippels so om die tafel gesit het, gaan ons ook so om die tafel saam sit en eet, en dan ook die brood breek en die wyn met mekaar ook gaan deel. Dan op Vrydagoggend, Goeie Vrydag, 9:00 is ons wydingsdiens, met die dag wat ons herdenk dat Jesus aan die kruis gesterf het, en dan natuurlik 20 April, 9:00 die oggend, ons Opstanding Sondag, erediens, 'n besondere groot feesviering. En ons nooi jou uit, asseblief, as jy kan, as dit vir jou moontlik is, woon enige of al 4 hierdie eredienste in ons gemeente by. Dit is 'n erediens wat eintlik oor die hele week loop. Almal van hierdie sluit so by mekaar aan, omdat dit een gebeure is. Daarom moet 'n mens almal van hulle ook op hierdie manier saam bywoon. Dan is daar 'n Paaskalender wat elke dag van hierdie week uitgaan na ons gemeente se WhatsApp groep toe. Elke dag 'n stukkie van dit wat gebeur het juis op daai dag en wat dit beteken ook vir ons in vandag se tyd. Kyk uit daarvoor, en asseblief gaan kyk dit ook en ervaar saam met ons ook die gebeure van hierdie week. As jy dalk lidmaat by ons gemeente wil wees, gaan kyk gerus op ons gemeente se webtuiste. Daar is 'n vorm wat jy kan invul om aan te sluit by ons gemeente. Of dalk wil jy op ons gemeente se WhatsApp groep wees om die kommunikasie te ontvang.
asseblief maak met die kerkkantoor kontak dat ons jou ook op een van ons WhatsApp groepe kan plaas. En dan is daar Bazaar die 2 Augustus. Dit klink nog ver, maar die tyd hardloop vinnig in daardie rigting en ons is nou al reeds besig om daarvoor ook te adverteer en ons wil vra of daar iemand is wat 'n bokkie wil borg vir die Bazaar. Miskien as jy gaan jag hierdie winter, op elke plaas is daar mos maar 'n bazaarbok wat daar rondloop, of jy hom nie vir ons sal wil bring nie in hierdie jagseisoen. Asseblief hou ook ons bazaar in gedagte. En dan is daar 'n toeristingsgeleentheid, dit is op Woensdaagaande die 9de as ook die 23ste April, God se liefdesbeweging. Die 9de is nou reeds verby, maar as jy dalk die 23ste April sal wil bywoon, dis 7:30 tot 8:00 die aand in die Bosaal hier by Lexmundi. En Frikkie Coetzee bied dit aan en dit gaan daaroor om ons geloof ook met ander mense te deel. En hoe doen ons dit? Watse woorde gebruik ons? Wat is die regte taal om te gebruik? Hoe voer ons gesprek met mense oor ons geloof? Dis 'n besondere geleentheid. As jy die Pasga-maal wil bywoon, eerskomende donderdag aand, dit is gratis. Ons vra net dat jy sal bespreek terwille van getalle vir voorbereiding en jy kan daai QR-code op die skerm afneem as jy wil bespreek. Daarvoor, ons vra dat ons voor die 13de April sal klaar bespreek ook daarvoor. Hierdie naweek wat kom is soos Kersfees 'n ongelooflike belangrike tyd en fees en viering vir ons as Christene. En my gebed is dat jy regtig in hierdie tyd naby aan Jesus Christus sal beweeg, naby aan hom sal loop, die Heilige Gees geleentheid sal gee om met jou te werk, dat jy sal ervaar dat hierdie tyd ook vir jou is, en dat Jesus Christus ook aan jou gedink het, toe hy aan daardie kruis gesterf het. En mag die Here jou dan in hierdie tyd seën en beskerm, mag hy jou lei en jou leer in die waarheid, en mag jy hierdie Paasnaweek ook weet, die verlossing is vir jou. Amen.